Goeiemôre. Jy luister na die 99ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is Fyodor Dostojewski. As daar een stem is wat die kompleksiteit van die menslike siel met eerlikheid, teologiese diepte en literêre krag verwoord het, is dit die van Fyodor Dostojewski. Sy lewe was allesbehalwe gemaklik of voorspelbaar. En juist daarin lê die krag van sy insig in die mens se diepste worsteling met pyn, skuld, geloof en uiteindelik die soeke na die goeie lewe. Dostojewski is in 1821 in Moskou gebore, as die tweede seun van 'n streng, selfsugtige militêre geneesheer en 'n godvreesende moeder aan die ander kant. Reeds op jong ouderdom het hy 'n dubbele realiteit geken. Aan die een kant was daar die wêreld van dissipline, armoede en dwang. Aan die ander kant die sagte invloed van sy moeder en die Bybelverhale wat sy vertel het, asook die groot Russiese liturgie wat hy in die kerk beleef het. Hierdie spanning tussen geloof en lyding sou die res van sy lewe en die res van sy werk vorm. Na sy studies in ingenieurswese en 'n vroeë belangstelling in literatuur, het Dostojewski sy debuutroman Arme Mense in 1846 geskryf, 'n boek wat hom oornag beroemd gemaak het. Maar net toe dit gelyk het of hy die pad na roem en erkenning gevind het, dat die dae van sy lyding verby is hy in hegtenis geneem vir sy betrokkenheid by 'n groep wat sosiale hervorming gesoek het, 'n intellektuele debatklub, maar idees en alternatiewe idees in die tsaristiese regime was gevaarlik. Die gebeure wat hierop gevolg het Dostojewski se lewe onherroepelik verander. In 1849 is hy vir sy deelname aan hierdie debatklub ter dood veroordeel. Na dae se wag is hy die oggend van die teregstelling saam met ander gevangenes tot voor die vuurpeloton gelei. Blinddoeke is oor hulle oë geplaas, hulle is 'n kruis gegee om te soen, en so het sy laaste oomblik aangebreek. 3 op 'n slag is tereggestel, en hy was deel van die tweede groep. Die eerste 3 gevangenes is deur die vuurpeloton tereggestel, en toe was dit sy beurt. In daardie oomblikke het sy broer in sy gedagtes opgekom, en hy het besef net hoe ongelooflik lief hy sy broer het. In sy gedagtes het hy hom gegroet, en hy het gewag dat die koel sy hart sal deurboor. Op daardie oomblik het hulle die teregstelling gekanselleer omdat die tsaar 'n brief geskryf het om hulle van die doodstraf vry te stel. Hierdie was 'n definierende oomblik in sy lewe. In steede daarvan dat hy angs beleef het, in steede daarvan dat hy moesmoedig was of 'n wrok in sy hart gehad het, was dit liefde wat hom oorkom het. En hy skryf 'n brief aan sy broer waarin hy sê dat tot op daardie punt het hy nooit die rykdom en die heelheid van die spirituele lewe so gevoel puls deur sy liggaam, deur sy siel en sy hart, as in daardie oomblik nie. Hy het die doodstraf vrygespring, maar hy moes vir 4 jaar strafarbeid in Siberië gaan doen. Hierdie strafkampe was bedoel vir die wreedste en die hartelooste misdadigers op aarde. Hierdie traumatiese ervaring, om letterlik van aangesig tot aangesig met die dood te staan, het sy geestelike en morele wêreld herontwerp. En in die koue, grys strafkampe van Siberië, omring deur daardie misdadigers en die mense wat as weggooibaar beskou is, het hy geleer om die mens se donkerste dele te sien. Maar dit was ook daar waar hy weer sy Bybel begin lees het. Die enigste boek wat hy in sy gevangenskap besit het. Geloof, wat in hom tot dan toe halfhartig was, het wortel geskiet in die harde grond van daardie lydingsoomblikke. Hy het God nie meer as 'n abstrakte idee gesien nie, maar as 'n teenwoordigheid wat teen alle verwagting in, en dikwels teen alle gevoel in, ons bly roep, ons bly vergewe, ons bly herskep.
Na sy vrylating het Dostojewski met hernieude passie geskryf. Hy was 'n man van oortuigings en teenstrydighede. Hy was 'n gelowige wat die twyfel van ateïste kon vertolk, 'n sondaar wat heiligheid begeer het, 'n dobbelverslaafde wat morele waarheid gesoek het. Sy lewe lank het hy hiermee geworstel. Hierdie spanning het sy werk tot iets uniek en kragtig gemaak. Sy laaste en mees monumentale werk, die Broeders Karamazov, is in 1880 gepubliseer, net 'n paar maande voor sy dood. Dit is die hoogtepunt van 'n lewe van lyding, geloof, intellektuele soeke en innerlike konflik. In hierdie roman bring Dostojewski al die temas van sy lewe bymekaar. Die teenwoordigheid van kwaad, die verantwoordelikheid van die mens, die betekenis van vryheid en die teenstrydige aard van geloof. Die drie broers, Alyosha, die jongste, die mystikus, Ivan, die rasionalis, en die oudste broer Dmitri, die hedonis, verteenwoordig drie fundamentele benaderings tot die lewe en ook die mens se verhouding met God en morele waarheid. In die beroemde legende van die groot inkwisiteur, 'n gelykenis wat Ivan vertel, stel Dostojewski Jesus op teenoor die kerk van mag, beheer en wat vrees inboesem in die dae van Dostojewski in die destydse Rusland. Hierdie gelykenis is nie net 'n kritiek op georganiseerde godsdiens nie, maar ook 'n intense ondersoek na die mens se begeerte om vrygelaat te word van die las van die wet en die morele verantwoordelikheid wat op ons rus. Hierdie gelykenis is een van die diepste en mees ontstellende momente in wêreldliteratuur. Dit spreek steeds tot vandag, juis omdat dit niks in hierdie lewe verstroop of versuiker nie. En tog bly dit een van die kragtigste heenwysings na hoop. Die Broeders Karamazov is Dostojewski se geestelike testament. In die karakter van Alyosha sien ons die lig wat Dostojewski nie net verander nie, maar ook vir homself bewaar het, waarin hy bly glo het, wat hy bly leef het. Hy het geglo, dit is moontlik in hierdie wêreld. Hy het nie die wêreld van lyding ontsnap nie, maar wel sin daarin gevind. Hy het ook nie 'n oplossing per se gevind nie, 'n magiese oomblik waarin alles opgehef word nie, maar hy het dit gesien as 'n pad na deernis, vergifnis en uiteindelik die hoogste doel van die lewe, liefde. Hierdie week, terwyl ons stil staan by wat dit beteken om die goeie lewe te leef, is dit juis hierdie stemme, die wat self deur die donker gegaan het, wat ons help om 'n volwasse verstaan van die lewe te verkry en wat dit beteken om die goeie lewe te leef. Fyodor Dostojewski roep ons nie net om gelukkig te wees nie, maar dieper as dit, om werklik mens te wees, met al die teenstrydighede van die lewe, en om verantwoordelikheid te aanvaar, liefde te kies, en God te bly soek, selfs al is ons wêreld nog gebreek. Die Christelike tradisie hou vol, dat om die goeie lewe te leef, moet ons ook die pyn en die lyding van die wêreld verreken. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek vanmôre en is 'n gebed uit Kenia. O God, wanneer die son deur u krag in die ooste opgaan, laat dit al die bose gedagtes en drome wat my in die nag gepla het, wegbrand. O God, wanneer u son tot in die hemelkoepel reis, laat die hitte daarvan my hart vul met warm medemenslikheid en vriendelike gedagtes teenoor u ander skepsels. O God, wanneer die son deur u krag in die weste ondergaan, mag die sagte strale van die aandson my kalm en rustig maak, sodat ek in vrede sal slaap. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week verder.